Goeiedag julle in en onder. Ons kuier nog steeds lekker in Piketberg en nou gesels ek met die man wat julle almal moet leer ken wanneer julle eiendomme soek. Chris van AgriCell. Hallo Chris. Hallo. Hoe gaan dit vandag? Nee, dit gaan baie goed, dankie. Nou nadat ons gesels het, ons het al kinders en familie uitgelê, nou kom staan ek hier voor die kamera en vra, hoe gaan dit met hom? Dit gaan goed met hom, hoor. Chris, hoe lank is jy nou al in eiendomme? Nou so 8 jaar. Piketberg. In Piketberg, ja. En jy's nie eendag spyt nie. Nie eendag spyt nie. Vertel gou vir ons kykers, hoe is die mark in Piketberg? Moet hulle hier kom koop of moet hulle maar verbygaan? Mark is baie goed in Piketberg. Ons het dit volg maar baie dis maar landbougemeenskap, so as dit 'n goeie oesjaar is, gaan dit goed met die dorp. Baie besighede sal dit vir julle sê. Ons het na COVID tyd en soos wat meer mense van die huis af kan werk, het daar nou met meer mense gesemigreer in die dorp toe. My ervaring is dis nog steeds so 60% van my besigheid is maar plaaslike ouens, huurders wat huiseienaars raak of ouens wat hulle beleggingsportefeulje uitbrei. En 40% mense weet van ander dorpe. Maar hy is iets van almal, so die wat hou van bergfietsry en wynproe en boekklub of tuinmaak, jy sal hier jou mense kry. Ek het gehoor hier is 'n gym ook. Ja, die 3 gyms. Ja, ek was nou langsaan gewees, het daai tannie daar kom kuier saam met my en gevra, ons moet hulle kom sien. Ja. Nee, okay, so nee, daar's goeie gym, goeie lesse en amper sê ook iemand wat pilates aanbied, so ja, jy kan fiks raak hier so in die dorp as jy dit nou wil doen. As jy nou nie wil opdraande fietsry nie, kan jy nie wil opdraande fietsry nie, dan kan jy dit doen. Ja. Hierdie dorpie is prentjie mooi. Baie dankie. So dit is waar mense regtig wil kom rus. Né? Ja. En kom besigheid skep. Nuwe besighede inbring, ander besighede groei. Ja, dit is vir my ongelooflik. Hier's byvoorbeeld hier's 'n argitek van Kanada en 'n ander belegger, kom ons sê ek dink hy het roots hier in die area, maar werk internasionaal en weet in Afrika by groot, kom ons sê nie in mynwese finansies. Ongelooflik vir my om met sulke ouens in kontak te kom. Ek gesels ook so af en toe met ouens, laat ek sê, ek het onlangs met ontwikkelaars in Stellenbosch ook gesels, en dit is my heerlik om daai ouens wat van buite af is, veral wat internasionaal is, wat daai perspektief het om 'n ou gebou te vat en te restoreer en iets meer te wil bring na die dorp toe, het as net nog 'n hamperwinkel of nog 'n takeaway winkel. Die een argitek, ek vergeet nou, hy het 'n ou gebou gekoop by Johan Lou die kunstenaar en hy restoreer dit painstakingly, mooi, maar in hierdie baie art deco styl van soos 1920s, 1930s. So dit is verskriklik cool om te sien die moeite wat so oud doen. En spaar hulle dit nou baie groot. Ek dink daar was 'n artikel gewees wat gesê het, ek dink dit is 150 miljoen rand se ontwikkeling by 'n nuwe inkopiesentrum wat hulle gedoen het. So vir my as 'n Piketberger is dit lekker om te sien dat gevestigde besighede so uitbrei en dat daar ook ouens is van buite af wat kom wat positief is en iets nuut wil bydra, en spesifiek ook met die erfeniskarakter van die dorp weet wil bewaar. En so dis baie cool. Maar julle het redelik baie wynplase in die omgewing, né? Ek was bly raak die topik aan. Ek het op 'n stadium was ek bevoorreg geweest om in San Francisco te werk in 'n wine tasting studio. En dit was vir my 'n ongelooflike ervaring. Hulle het ingegaan om kom ons sê in ons terme nou, ons sal so 150 na 200 rand 'n bottel betaal, so ek dink hulle ek weet nie of die wyne ouens sal praat van jou second-tier wyne. En die groot ding was so, maar nou source hulle dit uit vername wynstreke van die wêreld en daar was ook van Suid-Afrika se wyne daar gewees. Maar dit was lekker om in so 'n omgewing te wees met mense wat baie passievol is en ook baie kundig is oor wat hulle doen. En dan moet daai kennis terug te kom Piketberg toe en nou is dit soos van ek dink Isoop het hierdie ding gesê van welbekend is sleg geëerd. So een van die probleme met iets soos om by 'n berg te bly of naby wynplase as 'n plaaslike oues, jy het vinnig die houding van ag, is maar net hier.
Ja. Ag, is maar net daai oom Ja. wat saam met my pa skool gegaan het of wat ook al, O, wat ja. ook al. Maar nou om as 'n iemand wat in die buiteland gewerk het vir 'n paar jaar en daai blootstelling terug te kom, is dit soos, wow, die Shiraz by Nuwe Drif kan Kersfees hou met van die wêreld se beste. En Porterakse wyne is heerlik en dan het ons ook weet Skenkfontein Ja. aan die ene kant se kant toe. Interessant. En op Pakket Boberg het ek onlangs die Kreers kennis in Hanneke, hulle kennis maak Fine Wines of Exploration en Hanneke het vir Wino PH en ook weet fenomenaal. So, ek is 'n bietjie van 'n foodie en ek is baie passievol oor wyn. En dit wat hier rondom ons in die gang is dis baie lekker, dis goeie wyn. Baie goeie wyn. Ons het daar by Hendrik gekuier eendag. Ja, Dis goeie wyn. ja, Ja. dit is, Ons maak goeie wyn in Suid-Afrika. Ja. Piketberg is deel daarvan. yes. As jy nou vir my kykers moet sê, Mhm. hoekom moet hulle in Piketberg koop? Wat sal jy nou byvoeg by die goed wat ons nou net gesê het? Wat ek sal, dit is 'n mooi dorp. So beide om die berg hier agter jou te hê dat jy veral nou in die wintertyd, nou dat dinge begin groen raak, is dit is 'n die landskap is mooi. So daai non-tangible van dat jy bly in 'n mooi dorp met mooi uitsigte, die son wat opkom, amper sê weer agter jou, en weer agter jou gaan sak. Dit is mooi. Ons het 'n baie goeie munisipaliteit, ons het 'n goeie munisipale bestuurder wat baie toekennings so goed gewen het. Na die Bergrivier, hulle van die Dit word goed bestuur. So ons huispryse gaan ook op. So ek dink dit is ook iets wat iemand wil sien dat jou huispryse jaar na jaar weer groei. Dis 'n Dit goeie dinge- tyd om te koop. Dis 'n goeie tyd om te koop. Ja, bedoel ek. en dan ook ek was hier by Piketberg Hoërskool in die skool gewees en dit is vir my lekker. Ons het nou vir hierdie jaar ons 20 jaar reunie gehad. En weer op skool ek kon myself uitleef op sport, kultuur en akademiese gebied. Ek het plek gekry in 2 koshuise in Maties en baie van my klasmaats kon gaan studeer by die universiteite waar hulle wou. Van hulle is nou vername ingenieurs in Swede, en ouens wat hulle eie besighede en fondse goed begin in Stellenbosch en so wat ek maar net wil sê is ons het nog steeds 'n goeie skool en ek voel die geleenthede wat daar vir my beskikbaar was 20 jaar terug is nou nog beskikbaar. Hulle is dalk selfs nog meer as wat dit was. So ja, ek dink ook dit is lekker vir iemand wat die skuif wil maak. Van my vorige kliënte het jy is mense wat getrek het van die Vrystaat af of selfs van die Weskus af en sê hulle het rondgeshop en voel Piketberg bied vir hulle besef hulle skoolgaande kinders nou meer. So ja. Hy skoolgronde is fenomenaal. Ons sal foto's vir julle in die gesprek wys. Dis baie mooi. Ons het daar gery vanoggend. Hoe lyk jou voorraad vir onbeskikbare huise om te koop? Ja, nie so baie so wat ek wil gehad het nie. So dis seker 'n goeie en 'n slegte ding. Want dis maar vraag en aanbod. Jy weet soos al weet as die oor aanbod te veel is dan druk dit die prys bietjie af. Maar wat vir my lekker is daar's 'n groot vraag vir behuising in Piketberg veral en ook vir oop grond in Piketberg. So dis wonderlik die vraagkant is hoog. Op sy maakies ons sien gewoonlik dat daar is 'n verkoopseisoen. Meeste van die tyd hier van einde Oktober af tot so einde Februarie dan kry ons die meeste navraag. So dit volg maar baie die belastingjaar en ook die actual oeste van die druiweboere. Wanneer die koringoeste af is, weet in die ouens weet nou ook al hoe hulle gaan kry hier rondom Oktober maand dan is dit ook maar wanneer die koringboere hulle navraag doen volg ook in daai opsig die skooljaar. Maar as die eiendom reg geprys is, dan sal hy koop. Vanaf gekoop. Maak nie saak wat. Ver is ons hier van die stad af. Kan ons hier kom bly en remotely werk, gaan vlieg? Hoe ver is ons van die stad af? Ja, dit omtrent so wel as jy ry soos ek, gaan jy seker so 1 uur en 'n half ry, maar as jy nie ry soos ek nie, dan kan jy 'n uur of minder daar sou wees. En nou met die nuwe pad in Mansbury? Ja, baie dit het vinniger. invloed. Nou, Ja, dit is 'n pragtige pad. Dit het invloed. Ons het fiber in die dorp. Jy weet, so daar's baie mense van van COVID tyd af wat hier gekoop het in die dorp, werk van die huis af en
in Pendelstad toe, miskien 1 keer 'n week, elke 2 weke. So ja, so jy is naby uur en 'n half tot by die lughawe of die groot inkopiesentrum se hospitale. Ons het baie dokters. Ons het ek meen Dr. Pieter Broerwerf byvoorbeeld is 'n spesialis huisarts. En baie fisioterapeute en ander mense hier so. Jy's al gesond en dan met Malmesbury in die Nembe Hospitaal, daar is daar ook ons byvoorbeeld gaan na die pediaters daar toe as ons nou Ja, daar's baie spesialiste. so daar's meer spesialiste daar. Ja, so dit help hom ook dat jy daar is jy kan hom met so sê 40 minute, binne 40 minute kan jy hom regkom. Ja. Jy het my nou net oortuig om te koop. Waar kry ek jou in die hande? Want hulle gaan ook vir my vra, waar kry ek vir Chris? So goed, so my meeste navraag kom maar oor Property 24. Ja, so ek sal sê kyk maar daar ons lys alles te. Maar jy kan ook nie verkeerd gaan deur net te soek op agricell.co.za. En ek sal vir jou 'n visitekaartjie gee, dan kan jy my WhatsApp en ek sal na jou toe terugkom. Maar ja, kyk maar Property 24 is maar die groot ding of klop maar net hier aan die deur en ek sal kyk wat ek vir jou kan doen. Ek dink hy is beskikbaar as jy in die mark is om te koop. Kom sien vir Chris hier by Agricell in Piketberg. Jy kan nie verkeerd gaan om hier 'n eiendom te koop nie. Dankie Chris. Dit was baie lekker om met jou te gesels. Baie dankie. Mooi dag vir jou. Selfde. Mooi loop julle.